Goeiedag almal. Dit is belangrik dat ons in hierdie wêreld sal optree soos kinders van die Here. Petrus skryf in sy brief, sy eerste brief, dat daar verskeie redes is hoekom ons so moet optree. En die belangrikste is dat ons hierdie een wees met God moet gestalte gee. Nou het ons verlede keer gesien in 1 Petrus 2 vers 11 en 12 dat Petrus veral sê, julle moet altyd julle goed gedra onder die heidene, sodat hulle kwaadpratery oor julle sal ophou en hulle uiteindelik God sal kan verheerlik. Vers 13 en verder skryf Petrus, omdat die Here dit wil, moet julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die gouverneurs as hy gevolmagtig is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Want dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Hier sê hy weer, hulle praat kwaad van julle. Hulle maak julle sleg, hulle sê slegte goed van julle, hulle sê slegte goed van die kerk van die Here, uiteindelik van die Here self. En julle moet so optree, dat dit so sal werk, dat hierdie mense ophou, om so kwaad te praat, om so sleg te praat van julle. En hier noem hy die goeie voorbeeld, en hy sê, julle moet aan alle heersers wat oor julle gestel is, gehoorsaam wees. Nou motiveer Petrus dit deur te sê, vers 16, julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle is vry. In Christus is julle vry. Julle is nie meer onder die wet nie. Maar, dit sê nie, dit kanselleer nou al die opdragte van die Here nie. Dit sê nie, dit kanselleer ook die opdrag om gesag bo jou te gehoorsaam nie. Wees altyd onderdanig aan elke menslike owerheid, sê Petrus. En dan sluit hy af. Julle moet alle mense respekteer, vers 17, en julle medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Dieselfde wat ons Here Jesus sê. As die mense hom vra oor belasting, dan sê hy, gee die keiser wat aan hom toekom, maar gee ook aan God wat aan hom toekom. Petrus sê, vrees God, eer die keiser. Natuurlik, jy vrees God, jy eer God, jy gehoorsaam God bo almal. Maar daar is ook menslike owerhede wat deur God daar gestel is. Eer hulle. So moet jy jou medegelowiges lief hê, so moet jy alle mense respekteer. En uiteindelik, sê Petrus, deur so op te tree, maak jy dat ander mense, dat heidene mense rondom jou raak sien hoe jy optree. En jy maak dat hulle uiteindelik ophou kwaad praat van jou, dat hulle uiteindelik God kan verheerlik op die dag van afrekening, sê hy in vers 12. Dit is waaroor alles gaan. Gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God en sy eer. En ons gehoorsaam hom en ons volg hom in alles wat hy ons leer. Hemelse Vader, dit is vir ons moeilik om altyd ander mense te eer en te respekteer. Dit is vir ons baie keer moeilik om die gesag wat bo ons is te respekteer en te gehoorsaam. Veral as ons dink aan ons situasie in ons land, met soveel leiers wat so voel het vir ons, glad nie verdien om ons eer en respek te kry nie, hulle is dit nie waardig nie, dink ons. Ons bid Here dat U ons harte sal verander, dat U ons sal leer hoe om alle gesag bo ons te respekteer, om alle gesagsdraers te eer, omdat U dit wil, want U wil dat ons deur menslike gesagsinstellings ook geregeer sal word, dat er reg en orde sal wees. En waar ons nou so pas in 'n verkiesing was, bid ons o Here dat, wat ook al die uitslag is, U ons ook die genade sal gee om nog steeds, ook hierdie owerhede, te gehoorsaam, die nuwe leiers wat gekies is, al die respek en die eer te gee wat hulle toekom, omdat U hulle bo ons gestel het. Gee al hoe meer vir ons, o Here, leiers wat met waardigheid, met deernis, met liefde, met wysheid regeer. Leiers wat hulle verantwoordelikheid voor U besef en dit al hoe meer so sal nakom. Gee Here dat ons deur ons optrede in alles U so sal eer, dat mense in ons optrede sal sien dat ons aan U behoort
dat hulle sal sien dat dit anders is, dat dit goed is, dat hulle sal vra, dat hulle uiteindelik saam met ons U sal eer en voor U sal neerkniel om U te dien en te aanbid. Maak ons gehoorsaam, maak ons geduldig, gee dat ons geloof in alles duidelik sal wys. So bid ons dit in Jesus se naam alleen. Amen. Sterkte vir die dag verder en mag dit 'n heerlike week wees.